Allemaal. Ek is op die lig. Ek is nou bedraad, so ek is reg. Ek is so bly dat julle hier kan wees. Dis 'n lang naweek. Dit is Australia Day. En kyk hoe baie van julle is hier, so baie welkom. Welkom al die besoekers. Ek wil daarom vir Ami en Magda uitsonder daar uit PE, my plek uit, ons plek uit. Henny se ouers baie welkom hier. So dis lekker dat julle Magda sê net elke keer as hulle kom kuier is ons in 'n ander plek. Ek hoop julle dink ook hierdie is 'n lekker plek. So welkom hierso julle en al die ander ook die besoekers wat hierso is vir Wessel en Cherise hulle se doop van Lianey. Dis lekker dat julle hier kan wees. So ek gaan nou nie al die name noem nie, maar baie welkom. En ons het 'n besoekersboek daarso. As julle dalk na die diens julle inligting daar sit, al is dit net 'n e-pos, dan kan ons met julle vir julle laat weet wat ons vir jaar alles gaan doen as julle dalk nog goeders wil kom bywoon. Telefoonnommere by help nog meer.
So asseblief skryf maar julle name in die besoekersboek dat ons met julle kan kontak hou vir inligting. Maar baie welkom aan almal wat hier so is. Ek dink ek moet sommer die ander afkondigings ook klaarmaak want dit is nie baie nie. Die volgende is ek gou sien, ek moet hom eers aansit dan sal hy werk. Die volgende is dat ons volgende week met ons Engelse diens sal dominee Johan Botha van Rockingham die diens lei en ons jaarprogram begin eers die week daarna, die 9de. Dis wanneer ons met ons program begin, want die skole, party skole het nou al begin, maar party skole begin nou eers later, so dis hoekom ons dit so weet. Ek kan hom seker vir Herman ook welkom sê. Dan lanklaas jou gesien het, welkom hierso. Dit's lekker dat jy hierso is. En so dit is dan ons program wat dan eers begin en ons tema vir die volgende jaar is wanneer die tekkie die teer tref. Ons wil graag dat ons as lidmate, as gelowiges beweeg van net toeskouers wees na om deelnemers te word. En ons het nou gesien as mense so hierdie Australiese Open kyk, dit is so eenvoudig om deel te neem nie. Dit het sy stampe en sy stote. Maar die uitdrukking wanneer die tekkie die teer tref, when the tire hits the road, beteken dat dis daai punt wanneer teorie begin praktyk word. Wanneer jy dit in 'n werklike situasie op die proef stel. En ons het so baie geleer die afgelope jaar en 'n half dat ons regtig van mekaar die vraag moet afvra, maar wat gebeur daarvan? En dit is waaroor hierdie jaar gaan. Kom ons raak prakties in ons geloof en julle sal sien by die volgende skyfie, die eerste kwartaal gaan ons fokus op jou verhouding met die Here. Tweede kwartaal gaan ons fokus met jou verhouding met ander mense, living life together, die hele gedagte van disipelskap en medegelowiges. Eintlik die derde kwartaal gaan nou oor die medegelowiges, want jy het 'n geloofsgemeenskap nodig om jou te ondersteun. En dan die laaste kwartaal waar ons eintlik alles saamvat en sê, maar die plek waar dit gebeur, is in die samelewing, is in jou omgewing. En kom ons help mekaar daarmee. So ons nooi julle om hierdie jaar se tema saam met ons te kom bywoon en ook van ander te sê daarvan dat hulle dit saam met ons kan doen. Dan net 'n laaste afkondiging, ons manne gebed, kyk na die moontlikheid om dalk al hierdie komende Saterdagoggend te begin, sodat ons dit die eerste Saterdag van elke maand kan doen. En so op hierdie stadium voorlopig gaan Saterdagoggend 7:30 gaan ons dan by mekaar kom. En Johan gaan dit in hierdie park by hierdie meer wees agter IGA. Dis reg. Ek ken nie sy naam nie, maar hierdie meer net agter IGA gaan ons by mekaar kom. Eerskomende Saterdag dan om 7:30, ons sal meer inligting daaroor gee. Maar ons nooi almal van julle wat op Saterdagoggend die manne wat kan sien om 'n uur saam deur te bring. Ons maak so 'n vinnige spek en eier en dan sit ons 'n bietjie tyd in en gesels 'n bietjie saam oor die woord en aspekte in die woord wat jy graag oor meer wil leer. So dit is dan die afkondigings vir vandag. Voordat ons gaan saam sing, wil ek graag met julle hierdie psalm deel en dan kan ons die Here aanbid met lof en aanbidding en daarna sal ek 'n gebed doen. Die psalmdigter in daardie pelgrimslied sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Vers 28 sê, U is my God, ek wil U loof, my God, U grootheid wil ek besing, en dis wat ons nou gaan doen. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. So kom ons sing eers saam, ek wil jubel, ek wil juig, dan prys die Here oor my siel, en dan sing ons op beeldskoon is sy naam voordat ons saam bid as gemeente. Kom ons staan, en kom ons aanbid die Here so saam. As ek opstaan in die môre met die
breek van 'n nuwe dag het ek 'n rede om weer te lewe. Dis die grootheid van die skepping en die wonder van die dag wat U gemaak het. Ek staan verwonder as ek opkyk na die hemel, weet ek U is altyd daar vir my. Daar is niks in hierdie lewe wat meer kosbaar is vir my. Ek wil jubel, ek wil juig, met my mond vol ek getuig van die liefde en die vrede, al die oorvloed wat U gee. Ek wil jubel, ek wil juig, ek wil voor U voete buig, want U goedheid ken geen einde, U is oneindig lief vir my. Elke ster bo in die hemel herinner my net weer aan U beloftes, dat U my God is. Ek is veilig in U hande, by die Here vind ek skuiling teen gevare, want U is my Vader. As ek opkyk na die hemel, weet ek U is altyd daar vir my. Daar is niks in hierdie lewe wat meer kosbaar is vir my. Ek wil jubel, ek wil juig, met my mond vol ek getuig van die liefde en die vrede, al die oorvloed wat U gee. Ek wil jubel, ek wil juig, ek wil voor U voete buig, want U goedheid ken geen einde, U is oneindig lief vir my. Met my mond vol ek getuig van die liefde en die vrede, al die oorvloed wat U gee. Ek wil jubel, ek wil juig, ek wil voor U voete buig, want U goedheid ken geen einde, U is oneindig lief vir my. Want U goedheid ken geen einde, U is oneindig lief vir my. Die Here is my vesting, die Here is my krag, Hy is my bron en Hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, Hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee Hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, Hy is my bron en Hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is
is my voorspoed. Hy sal vir my voorsien. Soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, alles wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, alles wat lewe, prys die Here. En nie alles skepe sing nou saam. En alles wat lewe roem sy naam. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, alles wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, alles wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy's my bron en hy's my redding, die een op wie ek wag. U was die woord in die begin, een met God die hoogste Heer. U verborge glorie in die skepping is nou deur Christus openbaar. Hoe beeldskoon is die naam, hoe beeldskoon is die naam van Jesus my koning. Hoe beeldskoon is die naam, en niks kan vergelyk. Hoe beeldskoon is die naam van Jesus. Hemel sonder ons wou U nie hê nie, so U die hemel neerlaat daar. Die skuld was groot, die liefde groter. Wat sal ons nou ooit kan skei? Hoe wonderbaar is die naam, hoe wonderbaar is die naam van Jesus my koning. Hoe wonderbaar is die naam, en niks kan vergelyk. Hoe wonderbaar is die naam van Jesus. Hoe wonderbaar is die naam van Jesus. Die dood kon nie keer, die gordyn het geskeur, sonde en graf se roem ontneer. Die hemele juig nou, die lof van die glorie. U is die opgestane Heer.
kan maar sit, dankie. Kom ons bid saam. Hoe kragtig is U naam, ons wonderlike Here. En ons is hier in U naam vergader. U wat die Almagtige is, die skepper en onderhouer van alles, die herskepper van ons lewens, die een wat elke ster ken in hulle name. U nooi ons en gun ons om in U naam te vergader. Om selfs U naam te deel en bekend te staan as Christene, kinders van God. Ons loof en ons prys en ons eer en ons dank U daarvoor. Ons aanbid U Here as die enigste en as die een voor wie ons eintlik nie mag verskyn nie. Ons is so vol sonde. Ons het soveel gebreke, ons het soveel tekortkominge en ons skeep U so af, Here. Vergewe ons asseblief. Vanoggend kom erken ons dit dat ons U nie waardig is nie, maar U is waardig dat ons U loof en aanbid. En tog, Here, is die tonge wat dit doen so vol foute. Daarom wil ons skuld vir U bely. Vir U vra dat U ons sal vergewe. Maar ook vir U sê dat ons U eer en aanbid en dat ons ook dankie sê dat ons nou in U teenwoordigheid kan wees, saam met al die ander gelowiges, van klein tot oud, en dat ons hierdie teenwoordigheid mag beleef. Daarom bid ons dat U hierdie diens sal seën. Dankie ook vir die teken, die sakrament van die doop wat ons vanoggend mag bedien, en ons bid ook, Here, dat dit elkeen van ons sal aanraak en in besonder vir U aanlei. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. So kom ons gaan voort met die bediening van die doop, en ek vra dat Wessel en Cerise en die Kroos vorentoe kom. Hulle het gesê hulle wil al 4 kom. Sy kan op die stoel sit as sy wil, hoor. Julle kan maar eers net daar staan en dan is dit vir haar makliker, en dan kan ons luister na die formulier. Is dit die regte ene? Wessel en Cherise, ek wil vra dat julle nou saam met die res van die gemeente luister na wat die betekenis van die doop is, en dan gaan ons van daaruit nou voort om te vra of julle daarvoor kan sien, en dan die bediening van die doop. Nou die betekenis van die doop behels dat ons as gelowiges hierdie 3 sekerhede het. Die eerste is dat God ons hemelse Vader is wat ons liefhet en wat vir ons sorg. Die tweede is dat Jesus Christus ons verlosser is. En dit beteken ons is gered. En die derde is dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons as nuwe mense lei. Nou, hierdie gawes wat God gee, kan 'n mens nie verdien nie. Geen mens kan dit verdien nie as gevolg van die sonde wat ek net oor gebid het oor. Ons word in sonde ontvang en gebore, en daarom verdien ons in feite die dood, maar Jesus kom en hy het die straf van die sonde op hom geneem in ons plek. Daarom kan ons nou die ewige lewe as geskenk ontvang. Maar dit geld nie net vir groot mense nie. Kinders is ook ingesluit by hierdie beloftes van God. Al verstaan hulle dit nog nie. Dis juis ons wat hulle tot daai verstaan bring of help. Met die doop bevestig God dus dat ons en ons kinders deel in al sy seëninge. Met die doop word ons kinders daarom ook ingelyf by hierdie geloofsgemeenskap wat hier plaaslik vergader
maar ook wêreldwyd en word hulle deel van God se familie of sy volk, met ander woorde sy kerk. Maar die doop bring ook verantwoordelikhede. Die eerste plek het die ouers die verantwoordelikheid om vir die kinders 'n voorbeeld te stel en te verduidelik en voor te leef hoe gelowiges glo en lewe en hulle kinders daarom te onderrig, maar ook met die hulp van die kerk te laat onderrig in die Bybelse leer. Die gemeente het ook 'n verantwoordelikheid. En hulle verantwoordelikheid is om ouers te help en by te staan om hierdie belangrike taak te kan verrig. Maar die kind het ook 'n verantwoordelikheid. Die doop vra na bekering, die kinderdoop. Daarom het die kind self die verantwoordelikheid om Jesus uiteindelik te kies en hom te aanvaar as hulle persoonlike verlosser. My professor in die kweekskool het gesê, God se genade is so groot. Hy gaan nou al die ooreenkoms met die kind aan, al verstaan hulle nog niks daarvan nie. En hy gee vir hulle die res van hulle lewe tyd om daarop te reageer. Mag dit julle voorreg wees om haar te help om daai keuse te maak. So daarom gaan ons nou oor na die formele deur waar julle nou die vrae moet antwoord. So Wessel en Cherise, ons het nou gehoor wat die doop beteken, en ek weet dis hoekom julle ook hier so is. So nou vra ek dat julle opreg sal antwoord die volgende. Bely julle dat alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente ingelyf behoort te word deur die doop. Die tweede ene is, aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk as die ware en volkome leer van die verlossing. En die derde vraag, gaan nou vir julle kans gee om te antwoord, die derde vraag is, beloof julle om dan ook vir Lianay, net soos met Lianka, in hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. So wat is julle antwoord hierop? Julle klaar het gesê, maar dit bevestig net. Daarom kan ons voortgaan om die doop te bedien. En wil ek vra dat julle nou nader kom na die bak met Lianay. Lianay, ons moet nou nader kom, dan gaan ons jou nou doop. Daar is ek het gesê ek sal ietsie bring om te help, met die kappie so 'n bietjie terugstoot dalk dat die kappie nie nat bly nie. Bring haar so 'n bietjie vorentoe. Daar is hy. Lianay Chavon Jooste, ek doop jou in die naam van die Vader, kyk hoe pragtig, en in die naam van die Seun, en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Kom ons gee net eers gewaar bietjie die watertjies af. Is dit reg so? Ek kan hom hou. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons het gehoor dat ons niks verdien nie, maar dat Christus dit vir ons verdien het. En dankie dat kinders nie uitgesluit is nie. En dat Lianay nou ook ingesluit is in hierdie ooreenkoms wat u het met die nageslagte van Abraham, dat u ons God sal wees. En dat alles wat ons in Christus deel, of alles wat Christus deel, ons ook kan deel. En ons bid Here dat u dan ook hierdie kind saam met as sussie sal help om groot te word, om juist so te leef, as u kind, omdat hulle u aanvaar. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Baie dankie julle. Baie dankie. O ja, ek het vir hom gesê met my herinner. Ons het altyd 'n kers wat hulle aansteek, so as jy hom nou aansteek, Wessel, dan kan ons net nou, ons kan hom so rukkie laat brand, steek hom aan by die Christuskers, dis reg. Kan hy vat? Ja? En die gedagte is dat 'n mens letterlik nou elke jaar op hierdie datums, eintlik nou maklik as dit nou stryle day is,
Dat die mens die oggend net mekaar kan herinner, maar dit is wat gebeur het, daardie jaar, hierdie geleentheid, hoe persoonlik God is, want dit is wat so wonderlik is, op hierdie dag, is God se volle name, Vader, Seun, Heilige Gees, in een sin genoem, saam met Leanne se volle name, Leanne Chavon, Jooste. En, is goed om mekaar te herinner daaraan, en soos hulle in die kerk dit sien, kom hulle agter waaroor dit gaan, en dit help daarmee, so baie geluk. Ons het vir julle, 'n herinnering daaraan, en dan ook 'n Bybel. Anita, jy kan my eers vir die Bybel gee. Dis hare. Baie geluk julle, geluk Leiding, baie geluk Wessel, en Cerise baie geluk, en hierso is die bewys nie daar. Ja. As hulle nou gaan sit, dan gaan ons nou staan, en ons gaan 'n lied saam sing voordat ons die Here dien met ons offers en saam bid, en dit is die lied Ek in my huis sal die Here dien. Kom ons staan, en kom ons sing dit saam as 'n getuienis en 'n belydenis. Ek in my huis sal die Here dien, nie sonder om my te skaam, roem ek sy naam. Ek in my huis sal die Here dien, tot in lengte van dae sal ek op hom vertrou. My lewe op sy woorde bou. Man van God, my huis 'n priester, profeet wat woorde praat wat God wil sê. Konings op die aarde, 'n gunsgenote, ware vriend van God. Dis wat ons moet wees, gevul met God se gees. Ek in my huis sal die Here dien, en sonder om my te skaam, roem ek sy naam. Ek in my huis sal die Here dien, tot in lengte van dae sal ek op hom vertrou. My lewe op sy woorde bou, sal op hom vertrou. 'n man wat glo en vertrou op Jesus, gehoorsaam aan die roepstem van die Heer. Discipels met 'n boodskap, die draers van die goeie nuus van God. Dis wat ek wil wees, gevul met God se gees. Ek in my huis sal die Here dien, en sonder om my te skaam, roem ek sy naam. Ek in my huis sal die Here dien, tot in lengte van dae sal ek op hom vertrou. My lewe op sy woorde bou. Ek sal op hom vertrou. 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 Ek in my huis sal die Here dien, en sonder om my te skaam, roem ek sy naam. Ek in my huis sal die Here dien, tot in lengte van dae sal ek op hom vertrou. My lewe op sy woorde bou.
gaan ek die orde gou omkeer en gaan ons eers saam bid voordat ons die dankoffers doen. Kom ons hou. Ja, maar daar staan. Kom ons bid saam. Here, onse Here, ons eer en loof en prys en dank U vir wat ons vanoggend mag beleef. Ons mag in U teenwoordigheid wees. U het ons dit moontlik gemaak dat ons hier kan saam wees. Ons het die gebou, ons het die gemeenskap van die gelowiges, ons het U woord, en deur die Gees bewerk U dat hierdie gemeenskap ons lewens verryk. Maar ons kon vanoggend ook die sakrament van die doop aanskou, en hoe U persoonlik mense by die naam roep, en aanraak, en deel maak van U huishouding, en die gemeenskap van die gelowiges, sonder dat ons het verdien, bloot op grond van die verdienste van Christus. Here, ons sê vir U dankie daarvoor, ons verdien dit nie. Maar dankie dat elkeen van ons, meeste van ons wat hier is, dat U so persoonlik met ons omgegaan het, toe ons klein was, en dat ons kan getuig, U is ons Here. Ons dien U met ons lewens. Ons eer U daarvoor. En daarom bid ons dat as ons nou in hierdie diens ook hoor van die beloftes wat U het en hoe ons deel in U belofte, dat U ons sal bemoedig en versterk, maar in besonder sal terugruk tot 'n aanbiddende dien van U. Maar Here, dan besef ons ook die lewe gaan voort, en as ons uit hierdie gebou uit gaan vanoggend, dan mag ons miskien nog 'n bietjie 'n rustige dag hê, maar môre begin alles, al is dit met die vakansiedag. So Here, dankie dat ons ook kan bid vir die jaar wat voorlê, en vir daar buite, dat U vir ons sal help om regtig nie net in die kerkgebou op U gefokus te wees nie, maar met ons hele wese. En dan besef ons ook daar buite is ook in ons daaglikse lewe is daar die tye wat dinge nie goed gaan nie. En ons bid Here dat U ook vir elkeen sal help wat deur moeilike tye gaan. Mense met ekonomiese druk, mense met familie in Suid-Afrika wat regtig swaar kry en hulle is magteloos hierdie kant. Mense wat siekte in die huis het, mense wat self siek is, en ons wil ook in besonder vir U sê dankie vir Sophie wat vanoggend by ons kan wees, en ek wil vra Here dat daardie gebed van haar, dat U haar sal bystaan met die nierprobleem en die dialyse. Here, help haar daardeur asseblief. Vir haar en Tommy staan hulle by, dat hulle hierdie pad wat U vir hulle gekies het, dat U vir hulle sal help om dit te loop in afhanklikheid van U, maar dat hulle ook sal beleef dat U verbetering gee en hulp en bystand. Dit ook vir ander siekes wat ons dalk nie nou kan aandink nie, behalwe dat ons ook vir Biola aan U wil opdra en vra Here, dra haar ook met die emfyseem en help haar in alles wat sy mee sukkel. Maar gee vir haar ook beterskap in hierdie warm tyd en bystand. En ons bid dit met 'n hart wat weet, Here, dat nie een van ons hierdie gawes verdien nie. Maar U sê vir ons kan daarvoor vra. Ons bid ook vir die skole wat begin en die ander instansies, en ons dra ons onderwysers aan U op wat al reeds begin het, dat U vir hulle sal help en dat U vir hulle sal gebruik in die lewens van kinders. Maar ons bid ook vir die kinders wat begin terugkeer skool toe, die volgende klompie dae, hierdie week en volgende week, en ons vra Here, wil U vir elkeen van ons kinders seën. Dan dink ons aan klein Chris wat hierdie jaar ook begin met die hele skoolproses, en dan is daar ander ook, en ons dra hulle almal in U op en vra Vader, laat U wil geskied in die lewens, maar dra hulle by en staan elke ouer by in
die hele proses van skool gaan. Ook hulle wat dalk van skool verwissel, of wat nou na die hoërskool toe gaan. Vader, ons bid vir hulle, seën hulle, en ons bid dat hierdie jaar vir ons sal lei, om regtig voluit vir U te dien, in die naam van Jesus, soos ons nou gesing het. Help ons om dit te doen. Amen. As die eerste ding wat ons gaan doen dan, as ons die Here dien, is om die Here te dien met ons liefdegawes, so kom ons dien die Here nou met ons dankoffers, en dan gaan ons luister na sy woord. Kom ons bid saam. Ja, Here, U trou is so groot. Ons het soveel om vir U voor dankbaar te sê. Hierdie is net 'n teken daarvan. Maar ons gebed is dat U ook die gesindheid van ons hart 'n dankbare gesindheid sal bly maak, en dat U hierdie fondse sal gebruik tot die uitbreiding van die koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie julle tweeetjies. Trotse oupa. Geliefdes, die gedagte wat vanoggend baie belangrik is, en wat ek met u wil deel, ek het probeer nie te lank maak nie, maar ek weet nie of ek het reg gekry het nie, is die feit dat ons en ons kinders erfgename van God is. Dat ons erfgename van God is. Ek wil net eers 'n opmerking maak, en dit is, ekskuus, ek weet nie of ons het nou gesing daardie lekker en pragtige lied, ek in my huis sal die Here dien, maar ek weet nie of ons genoeg besef wat die krag is van 'n huisgesin wat die Here dien. En as ek nou so kyk, kan ek maar weer die naam uitsond. As ek nou so kyk na Herman, dan weet ek al wat baie ding wat ons deur, hy het gaan teologie studeer en al daai goed, dan besef ek, dit is net een voorbeeld. En dis ander wat ek so kan uitlig ook, my eie kinders, en so kan 'n mens aangaan. Kan ek maar Rudy ook sê, in sy stilligheid, hy is so voorbeeld. Maar uit 'n huis wat die Here dien, so ek moet nou ophou, want eintlik is dit al ons kinders in die gemeente is. So, ek dink, dit is belangrik dat ons sal besef, hoe, veral nou praat ek, dink ek aan die jonger ouers met die kleintjies, hoe belangrik het is dat 'n huisgesin die Here dien. En dis hoekom ons daai lied gesing het. Want ek weet nie of ons dit regtig besef hoe belangrik dit is nie. Maar ek weet ook nie, en dit is waaroor dit eintlik vandag gaan, of ons regtig besef hoe belangrik dit vir ons redding is, dat ons en ons nasate, of ons en ons kinders, almal nasate is van Abraham, en ook mede-erfgename. Want dit is waarom ons as kinders kleintyd gedoop is, en dit is hoekom kinders ook klein gedoop word, en ingesluit word by die verbond, wat God al toentertyd met Abraham begin het, en wat hy in Christus vervul het.
Daarom is dit so belangrik dat ons as gesinne wat die Here dien sal put uit die beloftes wat God al van die begin af met Abraham gemaak het en vir sy kinders en vir die toekoms van sy volk. Ek praat van sy verbondsvolk, die uitverkore volk waarvan ons deel is. Dan Handelinge 16 is 'n verhaal van 'n man wat tot bekering gekom het en onmiddellik sy hele gesin daarbey betrek het, omdat hy besef het dat hulle nie meer sonder die Here kon leef nie. Want hulle was op die verkeerde pad. Julle kan blaai na, dis nie op die skerm nou nog nie, julle kan blaai na Handelinge 16 vers 25. Ek gaan 'n bietjie vertel daarvan en dan sal ek 'n stukkie lees daarvan. Maar julle ken tog die situasie waar Paulus en Silas in die tronk was en hulle lofliedere gesing het. En toe kom daar 'n groot aardbewing en die deure van die tronk gaan oop en al die gevangenes se boeye het losgeraak. En toe skrik die bewaarder wakker en hy dink dis verby met hom en al die gevangenes is weg. Maar dan besef hy wat aangaan. En hy wil sy lewe neem met sy swaard en dan skree Paulus vir hom, moenie jouself doodmaak nie. Ons is nog almal hierso. En dan vra die bewaarder dat daar vir hom lig gebring moet word. En hy storm die sel in en hy val bewend voor Paulus en Silas neer. En dan staan in vers 30, hy het hulle buitekant toe gevat en hulle gevra, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord hom, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Toe het hulle die woord van die Here aan hom en aan die mense in sy huis verkondig. En op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. En hy en sy mense is daar en dan gedoop. Eintlik staan daar hy en al sy mense is daar en dan gedoop. En staan daar in die volgende verse einde, en hy en sy hele gesin was vol blydskap, omdat hulle nou in God geglo het. Wat hier gebeur is ingrypend, toe hierdie tronkbewaarder besef dat God, die God van Paulus en Silas magtig is, en dat hy self nie hierdie lewende God dien nie, gaan hy en hy vra, wat moet hy doen om gered te word? En dan hoor hy hoe eenvoudig het eintlik is, straightforward, jy moet net glo. En as jy glo, sal dit lei tot jou redding en vir jou hele gesin. En Paulus praat op 'n ander plek ook van hoe die gesin ingesluit is. In 1 Korintiërs 7 vers 14 sê hy, die ongelowige man is by God aanneemlik deur die band met die gelowige vrou. En die ongelowige vrou is by God aanneemlik deur die band met die gelowige man. En hierso is dit nie eers 2 ouers wat gelowig is nie. Net een. Anders, sê hy, sou julle kinders heidene wees. Maar nou behoort hulle aan God. Die waarde van die geloof van 'n ouer, en dan veral ouers wat hulle gesin in diens van die Here groot maak, kan nie onderskat word nie. Die lied wat ons gesing het, kom juis van Josua, wat toe hy die volk gesê het, julle moet kies wat julle wil dien, het hy gesê, ek en my huisgesin sal die Here dien. Maar ek gaan nou nie vanoggend verder gaan oor die betekenis en wat bedoel word met dat ons die Here dien of dat die Here as gesin dien nie. Ek nooi julle daarvoor vir die res van die jaar, kom ons gesels. Want dis waaroor dit neerkom as die tekkie die teer tref. Kom ons gesels oor die diens van die Here. Ek wil vanoggend eerder uitkom by jou status of jou posisie wat jy as kind van God het. Eintlik anders, ek het dit vir my anders neergeskryf. Ek wil uitkom by
die status en posisie wat elke kind van God het, wat die Here dien. Want wat belangrik is dat elkeen van ons is erfgename van God. So ek wil my vertrekpunt maak vanuit Galasiërs 3 vers 26 tot 29 en dan ook na ander gedeeltes verwys. Hier is die versekering, deur die geloof van Jesus Christus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Het maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry man of vrou is nie. In Christus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. En dit is die aspekte waarop ons vanoggend gaan fokus. Want wat Paulus hier verduidelik is ingrypend, ook vir Christene van 2025. Almal wat Jesus aangeneem het en dus in Christus is, behoort aan God omdat hulle kinders van Abraham is. Om dit te verstaan moet ons 'n bietjie gaan kyk, net vinnig, na hoe die pad wat God met Abraham gehad het begin het. Want ons moet onthou, van julle weet dit, ander miskien nie, dat Abraham het nie van altyd af die Here gedien nie. Hy het nie so groot geword soos ek en jy groot geword het. Glad nie. Toe God vir Abraham in sy geboorteland gaan roep het, het hy nog nie die Here aanbid nie. Ons lees in Josua 24 vers 2, dat hy saam met sy pa Tera en sy broer Heron, ek dink dis die naam, dat hulle afgode aanbid het. So sê die Here, die God van Israel, lank gelede het julle voorvaders, onder hulle was Tera vader en van Abraham en Nahor, dis die naam, Nahor, aan die kant die Eufraat gewoon, en hulle het ander gode gedien. Maar dan lees ons in Genesis 12 vers 1 en verder, hoe God vir Abraham geroep het, en hoe hy tot geloof in God gekom het. En ek wil dit lees, jy hoef nie te blaai so intoe nie, dis ook nie op die skerm nie. In Genesis 12 lees ons, die Here het vir Abraham gesê, en dis nog Abraham, dis nog nie Abraham nie, vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën, en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. En dan staan die volgende vers. En dit is wat die Hebreërs skrywer sê, dit is hoekom hy een van die helde van die geloof is. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here. Abraham het nie kind van die Here geword, 'n volgeling van God oor verdienste nie, maar omdat hy God op sy woord geneem het, en daarom het hy die vader van die gelowiges geword. Nadat Abraham op God se roepstem geantwoord het, en na Kanaan toe verhuis het, die land wat God vir hom gesê het hy moet gaan, het God met hom 'n ewige verbondsooreenkoms aangegaan, en ons lees dit in Genesis 17. En daar het God vir hom 'n teken gegee van hierdie bindende ooreenkoms, want dit was 'n kontrak. Soos ons as egpare vir mekaar 'n trouring gee, hy kom nog af, ja? As 'n teken van die bindende ooreenkoms, het God die teken gegee dat mans en seuns van gelowige gesinne besny moet word. En toe God sy verbond met Abraham gesluit het, het God die belofte gemaak dat hy altyd Abraham se God sal wees. En ons het nou gelees hoe hy hom sal seën. En dat Abraham en sy nasate altyd
God se eiendom sal wees en sal deel in alles wat God het. En is op grond hiervan dat God dat die Bybel hierdie twee ingrypende, of daar's meer as dit, maar dat veral twee ingrypende standpunte oor jou lewe gemaak word in daardie verse wat op die skerm is, veral vers 29. Die eerste is, jy is 'n nakomeling van Abraham. En die tweede is, jy's 'n erfgenaam van God. Jy is 'n nakomeling van Abraham. En jy's 'n erfgenaam van God en daarom 'n mede-erfgenaam van Christus, kragtens die belofte staan daar in daardie vers. Dit beteken dat toe jy Jesus aangeneem het, is jy in sy koninkryk ingesluit. En jy's deel gemaak van die belofte van God in Christus. En ek het lank gewonder, wat is hierdie belofte? Want mens kan agterkom hoe belangrik dit is dat dit gaan oor die belofte wat God vir ons en ons kinders beloof het. En dan lees ek dat Paulus dit verduidelik in Efesiërs 3 vers 6, ek het dit nie op die skerm nie, want ons ken dit. Dat mense wat kinders van God word, of laat ek dit so stel, dat mense wat aan Christus verbonde word, wat hulle aan Christus verbind, hulle lewens vir hom gee, dat hulle deel word van die volk van God, en dat hulle dan, saam met al die ander gelowiges, deel in alles wat God beloof het. En wat is die hoofding? In Engels ons sê die ultimate. Is tog die ewige lewe saam met God. So mense wat aan Christus verbonde is, word deel van God se volk en deel in alles wat hy beloof het, wat neerkom op die ewige lewe en al die rykdomme van God. Nou vandag is Australië Day. Baie mense gaan vandag burgerskap kry. Maar dit is belangrik dat jy hierdie woorde reg moet verstaan van om deel te word van God se volk. Want dit is iets anders as om burgerskap te kry van 'n ander land as jou geboorteland. Baie van ons weet 'n mens kan dubbele burgerskap hê. Jy kan 2 paspoorte hê as jy wil. Maar dit werk nie so as jy deel word van God se volk nie. Wanneer die Here sê jy word 'n burger van die hemel, dan is dit omdat jy kies om geen aandeel meer aan die duiwel te hê nie. Daarom praat die Bybel baie meer van kindskap as van burgerskap. Omdat jy kind van God word. En Paulus verduidelik daardie beeld van kind van God word daarby aan die gemeente in Rome, in Romeine 8 vanaf vers 14. Hy sê, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, aan wat God volg, is kinders van God. Is 'n gegewe. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, laat julle nie meer in vrees lewe nie, onder 'n vrees vir vervolging nie, nee. Julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, wat eintlik die Hebreëus is, of die Aramees vir papi. Daar staan dit beteken vader, of papi. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is, en omdat ons sy kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Dis die beloftes. Dis die belofte.
So, wat beteken erfgename kragtens God se belofte? Jy is 'n deelgenoot van Abraham op grond van dit wat in Christus vervul is. Wat jou kwalifiseer vir aanneming in God se familie en wat jou 'n geregtsmatigde en 'n gesaghebbende eienaar maak van alles wat aan God behoort. Het jy dit besef? As jy 'n erfgenaam van God word, beteken dit jy is in God se familie aangeneem, jy is meer as 'n burger. Alles wat God het behoort aan jou, jy is mede erfgenaam, met ander woorde mede-eienaar. En dit beteken ook dat God jou met elke seën sal seën. So kom ons vra weer, wat is die erfporsie? Ek dink die beste manier om dit te onthou is wat in Johannes 10 vers 28 staan. Ek het dit ook nie op die skerm nie, want julle behoort dit te ken. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Jou erfporsie is die ewige lewe in Christus. Maar ons moet nie die fout maak om te dink dat die belofte en die erfporsie net vir volwassenes is nie. So kom Petrus by daardie preek in Handelinge 2, toe die 3000 mense die Gees ontvang het, het hy gesê in vers 39, wat God beloof het, is vir julle en julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Daarom is ouers verplig om kinders aan te hou vertel van die verlossing van Christus wat lei tot die ewige lewe vir 'n individu. Want dis deur God aan ons bemaak. Ons is mede-erfgenaam saam met Christus. God het nie net een seun, hy het 'n enige gebore seun. Maar ons almal wat sy kinders is, deel aan dieselfde erfporsie, die ewige lewe. Daarom sê die Shema daar in Deuteronomium 6, ons moet met ons kinders daaroor praat, as jy in jou huis is, en as jy op pad is, as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Ons moet ons kinders daarvan bewus maak en bewus hou, deurdat ons dit uitleef voor hulle, sodat hulle ons net kan volg. En dis hoekom ons gemeente ook soveel moeite doen met ons kleiner kinders. Dat hulle nie hulle erfdeel sal verloor nie. So geliefdes, ek wil saamvat. In Johannes 1 vers 12 is dit baie duidelik dat almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, aan hulle het God die reg gegee om kinders van God te word. Elkeen wat aan God glo is deur hom aangeneem as sy kind. Ek gaan nie nou oor die aanneem praat verder nie, maar dit is sy kind. Met ander woorde, al is Jesus God se eniggebore seun, is jy nie minder kind van God as Jesus nie. Jy is God se kind. Dit beteken in die derde plek dat jy ingesluit is in God se verbond met Abraham, die vader van die gelowiges. En dat ons daarom deel in al die beloftes wat van Abraham se tyd geld en wat in Christus vervul is. En daarom, ons het dit gesê, maar ek wil dit net weer bevestig. Is jy as mede-erfgenaam van Christus volle erfgenaam van God? Volgens die belofte dat jy deel in sy heerlikheid. En dit, geliefdes, dit is jou status. Dit is die posisie van elke gelowige en hulle kinders voor God. Mede-erfgenaam
met Christus, volle erfgenaam van al sy beloftes. En dit is die lewe wat ons vir ons kinders moet gaan wys, deur ons eie voorbeeld. En dis waarom ek jou nooi hierdie jaar, kom stap die pad saam met ons. Kom ons raak ernstig. Want ons het hier te doen met ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons eer en ons loof en ons dank U dat U alles moontlik gemaak het, sodat ons mag deel in die erfenis. En dat U vir ons die belofte gee van die ewige heerlikheid vir elkeen wat glo. Vir Abraham, vir die tronkbewaarder, mense wat voorheen nie groot geword in die geloof nie, maar ook vir Timotheus, wat deur sy ouma en sy ma groot gemaak is om U te dien. Here, dankie. Dankie dat ons kan weet. Die beloftes geld vir ons. Help ons om vas te hou aan daardie erfenis en te leef soos iemand wat daarin deel. Want dit bring verantwoordelikheid mee en ons bid, Here, dat U verjaar vir ons sal help om meer aandag te gee aan ons verantwoordelikheid. Omdat ons U naam mag dra en ook deel in alles wat U besit. En daarom 'n aandeel het in U koninkryk waaroor alles gaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek kon nie regtig 'n lied kry wat van die erfporsie of die belofte praat nie. Maar ek het tog besef dat as ons kan saam sing deur te sien op die kruis is daar lewe en heil, dan praat ons eintlik oor waar ons nou gepraat het. So kom ons sing deur te sien op die kruis voordat ons bietjie saam kuier. Deur te sien op die kruis is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Sien gelowig op hom, word gereinig en leef, want verlossing bied Jesus jou vry. Sien op, sien en leef, deur te sien op die kruis is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Nie jou trane, gebede, bekering, berou, maar sy bloed werk versoening vir jou. Werk op hom die gewig van jou sonde en skuld, vlug na Jesus, o sondaar, vlug nou. Sien op, sien en leef, deur te sien op die kruis is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Neem nou aan in geloof en met vreugde die heil, neem die lewe wat Jesus jou geef. Wees verseker dat nimmer die dood jou meer tref, hy wat leef deel geregtigheid mee. Sien op, sien en leef, deur te sien op die kruis is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Weg dan twyfel en vrees, want Gods woord het verklaar, ook vir jou is die kruis dood van krag.
vir jou en vir my. Is daar lewe vir jou en vir my. Ontvang die seën van die Here en gaan lewe as trotse besitters van hierdie wonderlike belofte. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen. Daar's lekker koffie. Ek wil hê ons moet nou eers nog nie stoele oppak nie. Ek wag nog vir 'n teks van Luka, miskien hoef ons nie die stoele op te pak nie, maar as dit moet, sal ons later net vra om so 'n paar op te pak. Ons moet 24 dalk los of dalk alles. So kom ons drink eers tee en ek sal net nou die klank weer aansit of vra dit aan en dan sal ek julle afkondig of ons moet oppak of nie.